Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag 19 Julie 2026 en ons leesdiens waargeneem deur ouderling Jean Breitenbach. Hy lees vandag uit Genesis 6 tot 8 en die tema van die preek: God gee die reënboog as genadeteken. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Mag daar genade en vrede wees vir ons wat van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 65, verse 4 en 5, en ek hou aan die voor enkele verse daaruit. U is tot in die verste lande, oor die velde grenseloos, tot by die allerverste strande, die mense hoop en troos. Psalm 65, verse 4 en 5. Ons bely ons geloof as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Na die aanhoor van die wet van die Here sal ons sing uit Psalm 65, verse 6 en 7, sonder dat ek dit aankondig. Kom ons luister aandagtig na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al die gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het.
Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou enige beeld of afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie 'n vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg om in die bedehuis by mekaar te kan kom. Wat 'n voorreg om tot U te mag nader, ook so deur gebed. Dankie dat U nog met ons daagliks bemoeienis maak, Vader, in 'n wêreld wat U nie wil ken nie. Dat U omgee met ons wandel, ook so op aarde, deur die Gees wat U skenk om ons te lei. Om ook so alle uitdagings wat ons in die lewe ervaar te kan trotseer, en dit met sekerheid deur ons Here Jesus Christus. Ons bid dat U naam vereer sal word in die samesyn. Dat U ook die woorde wat gespreek sal word hier sal seën,
Wees saam met hom wat die boodskap bring. Skenk ons ook so geopende ore en ontvanklike harte. Ons bid vir ons gemeente, Vader, en ook ons bid in 'n wêreld wat U nie wil ken nie, maar so weet ons tog dat U alreeds hierdie wêreld oorwin het. Gaan ook so saam met ons herder en leraar in sy rustyd en bring vir hulle veilig terug na ons gemeente hier in Brakpan. Wees ook so saam met die wat allerlei beproewings ervaar en hou hulle vas in die regterhand wat verwys na U krag en die sterk hand. Laat ons ook nou wandel op aarde, oordink in hierdie tydperk wat ons hier bymekaar is. Wees ons ook so genadig, Vader, sien ons nie aan in ons sonde nie, maar sien ons aan deur die Seun, ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood oorwin het. Amen. Broers en susters, voordat ons luister na die preek, sing ons vooruit Psalm 130, verse 1 en 2, en ek hou in die voor. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore aan wanhoop my vergaan, en dit wat daarop volg. Broers en susters, ek lees vir ons 'n paar gedeeltes uit Genesis, en ons begin by Genesis 6 vanaf vers 1 tot 14, en daarna skuif ons oor na Genesis 7 vanaf vers 10 tot en met 8 vers 4, en dan Genesis 8 vers 18 tot en met 19 vers 7. Genesis 6. Toe die mense op aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal 120 jaar wees. In die dae wat reëse op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het, dit is die geweldige uit die oud tyd, die manne ook so van die naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en alle versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het.
en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde af verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man, onder sy tydsgenote. Noag het met God gewandel. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God. En die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout, met afdelings moet jy die ark maak, en dit binne en buite met pik bestryk. Dan skuif ons oor na hoofstuk 7 vers 10. Na 7 dae kom toe die waters van vloed op die aarde. In die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek. En die sluise van die hemel is geopen. En stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte lank. Op daardie selfde dag het Noag en Sem, Cham en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die 3 vroue van sy seuns, saam met hulle in die ark ingegaan. Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte, en al die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die aarde kruip volgens hulle soorte, en al die voëls volgens hulle soorte, voëls van allerhande vere. Van al die vlees waar daar lewensgees in was, het 2 in Noag in die ark gegaan. En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfietjie, van alle vlees soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. Die vloed was 40 dae lank op die aarde, die waters het vermeerder en die ark het opgehef, sodat dit opgereis het bo die aarde. En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe. En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. 15 el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was, en alle vlees wat op die aarde beweeg het, weggesterwe het. Die voëls en die vee en die wilde diere, en al die gediertes op die aarde, wemel, en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op aarde was. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly, en wat by hom in die ark was. En die waters het die oorhand behou oor die aarde 150 dae lank. En God het gedink aan Noag, aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het. Ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan. En die stortreën uit die hemel het opgehou. Toe het die waters geleidelik van die aarde teruggegaan, en die waters het afgeneem aan die eind van die 150 dae. En die ark het in die 7de maand, op die 17de dag van die maand, op die gebergte Ararat gerus. Laaste gedeelte wat ek aan die voorhou, is dan Genesis 8, vanaf vers 18. Toe gaan Noag uit en sy seuns en sy vrou, en die vroue van sy seuns saam met hom. Al die diere, alles wat kruip en al die voëls, alles wat op die aarde beweeg volgens hulle soort,
het uit die ark uitgegaan en Noag het vir die Here 'n altaar gebou en van die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. En die Here het 'n lieflike geur geruik en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En ek het verder nie meer al die lewende wesens, ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het nie. Van nou af sal ek die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. En God het Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Net die vleis met siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis, van al die diere sal ek dit eis. Ook van die mens wat teenoor die ander sal ek die siel van die mens eis. Hy wat bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. Verder het God vir Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, maar kyk, ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag na julle en met al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle, al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle, en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My bo gee ek in die wolke, dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle, en al die lewende wesens in alle vlees. En die water sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op aarde is. En God het vir Noag gesê, dit is die teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Tot sover. Broers en susters, ek hou aan die preek voor van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk Koelsberg. Die teksgedeelte is Genesis 9, 14 en 15. As ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle en al die lewende wesens in alle vlees. Ons tema is God gee die reënboog as genade teken. Kom ons neem vandag 'n oomblik ons oë af van die wolke daar buite. Vir 'n oomblik vestig ons oë op die Here se woord en net die Here se woord. Vir 'n oomblik vergeet ons van die weervoorspellers en die natuurkenners, die profete van klimaatsverandering, hulle wat so seker is hoe alles werk, van waar alles vandaan gekom het en ook so waar alles heen gaan.
In hierdie heilige uur het ons net aandag vir God wat praat en die woorde van sy seun. Woorde wat duisende jare gelede vir ons hier opgeteken is. Ons kyk en ons luister na dit, wat die Here vir ons aangaande sy skepping en herskepping bekend gemaak het. Wat hy aan ons aangaande sy oordeel openbaar, maar ook sy genade. Die Here wil ook hê dat ons weer na die natuur, die wolke en die reënboog sal kyk. Maar nie op dieselfde wyse nie. Nie met beter wetenheid van die menslike wetenskap nie, maar dat ons in 'n kinderlike verwondering sal opkyk na die tekens van God se genade. Genade, want as die Here nou wolke oor hierdie aarde bring, en as daar 'n reënboog in daardie wolke verskyn, dan sal hy dink aan sy verbond, dan sal hy dit aansien en gedagtig wees aan die ewige verbond tussen hom en al die lewende wesens wat op aarde is. Ons kyk na die wolke en die reënboog as tekens van God se genade, want ons het vandag steeds genade nodig, al lewe ons in 'n heeltemal ander tydvlak as die mense in Noag se tyd. Ons het vandag steeds genade nodig, al leef ons nie meer in daardie tyd toe daar reëse op aarde gewandel het nie. Mense wat amper 1000 jaar oud geword het nie. Al loop daar nie meer dinosourusse op aarde rond nie. Het ons vandag nog steeds genade nodig. Al lyk en funksioneer die skepping vandag heeltemal geheel en al anders na die sonvloed as in die tyd wat dit vooraf gegaan het. Ons het vandag steeds genade nodig, want die mens is vandag nog net so verwaand as in Noag se dae. Ons leef vandag tussen die manne van naam, soos wat ons gelees het. Alle mense is nog steeds verdorwe, en hierdie aarde word nog steeds met geweld en bloed besoedel. Die Here sou dit net sowel met die watervloed kon skoon was, soos hy dit in Noag se tyd gedoen het. Ja, Noag self openbaar hom as 'n man wat nadat hy die groot vloed oorleef het, nog steeds sondig is. Noag word so dronk, so lees ons in die res van hoofstuk 9, so dronk dat hy al sy klere verloor en kaal in die tent rond lê. Die versinsels wat die mens in sy hart bedink, was en is nog altyd deur net sleg. En daardeur bring die mens die hele skepping onder vervloeking. Ons ook het vandag steeds genade nodig, miskien selfs meer as in Noag se tyd. Die toorn van God rus immer steeds op hierdie sondegevalle wêreld. Sy oordeel is onafwendbaar, maar dit sal nie weer deur water wees nie. Daarvoor het God ons die wolke en reënboog as teken gegee. Daarvoor het God aan homself die wolke en reënboog as teken gegee. Die toorn van God rus steeds op hierdie sondegevalle wêreld. Sy oordeel is onafwendbaar, maar daar sal weer 'n nuwe begin wees. God laat vaar nie die werke van sy hande nie. Daarvoor het God ons die tekens van die brood en die wyn gegee. Tekens wat staan vir sy seun se gekruisigde liggaam, sodat ons nooit weer God se oordeel hoef te vrees nie. En die Here wil hê dat ons nooit sal ophou nie, ophou om verwonderd te wees oor hierdie tekens nie. Ek het reeds gesê dat die aarde van voor en van na die sonvloed radikaal ook so verskil. Selfs met die bietjie helderheid van verstand wat ek het, sal ek dit moet toegee. Ons moet tog toegee dat selfs die kleiner vloede wat ons al hier beleef het, die wêreld heeltemal anders kan laat uitsien. Bome word ontwortel, groot lappe aarde word weggespoel, paaie, brûe en huise is dikwels daarmee heen. Riviere
verander in lope. Die sonvloed daarenteen was 'n baie groot gebeurtenis. Onbekend in wêreldgeskiedenis, onherhaalbaar groot. Tot 15 el bo die hoogste bergtop het die water gestyg. Met ander woorde, tot 7 meter bo Mount Everest in die Himalajas. Een groot watermassa wat die hele aarde bedek het. Ons kan onsself moeilik voorstel dat hierdie miljoene der miljoene kubieke meter water oor 40 dae kon uitgesak het. Sekerlik nie net met 'n normale wolkvorming soos wat ons dit ken nie. Dit is ook nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel noem glad nie eers dat daar wolke was nie. Die Bybel noem glad nie eers dat hierdie aarde wolke met die eerste skepping geken het nie. Ons lees in Genesis 1, en ek moet bely, geliefdes, ek glo in die letterlike verstaan van Genesis. Ek glo God het hierdie aarde in 6 dae geskape, soos wat dit daar staan. Ek glo ook God het dit so gedoen en dit het so gebeur, soos dit hier geskrywe word. Net so glo ek dat die Here Jesus Christus uit die dood vir ons opgestaan het. Ons lees in Genesis 1 dat God waters geskape het en dat hy die waters van mekaar geskei het. Daar was toe waters wat uit die bopansel was en waters wat uit die onderpansel was. Waters wat op 'n bepaalde plek op 'n bepaalde aarde versamel was. Dit het hy toe see genoem. Die aarde was toe deur haar eie fonteine benat. So lees ons dat daar in die tuin van Eden 'n rivier ontspring het, 'n rivier om die tuin te benat. In hoofstuk 2 vers 5 staan daar dat God tog nie op die aarde laat reën nie. Trouwens ons lees, mis het uit die aarde opgetrek en daarmee was die hele aardbodem bevochtig. Die water styg dus wel op in die lug, maar nêrens lees ons van enige reënwolke wat gevorm het nie. Kom ons by die sonvloed in Genesis 7, dan sien ons 'n daad van God se gerig. 'n Daad so geweldig, so ingrypend en so veranderend soos die skepping self. 'n Daad in alle opsigte teen die destydse natuurlike gang van dinge in. Op 'n spesifieke dag al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen. Dis wat ons gelees het. Die vloedwater kom uit 2 rigtings en uit 2 bronne. Nie net die onderaardse waters word oopgebreek nie, maar ook die sluise van die hemel word oopgebreek. Geliefdes, ons ken stortreën, maar hierdie was 'n stortreën van 'n heeltemal ander aard. Hierdie was soos die verskil om onder die stort te staan en om onder die sluise van die verwoer dam te staan, behalwe nog dat die water nie net van bo kom nie, maar net soveel vanuit die aarde self. Net 40 dae in die water staan 7 meter bokant die hoogste berg. Die waters wat met die eerste 2 dae van die skepping geskei was, daardie waters het nou weer bymekaar uitgekom. In baie opsigte keer die skepping terug na hoe dit was, daar reg in die begin. Hoe sing ons in Psalm 104? Die aarde het hy deur sy bevel op fondamente vasgestel, die waters in hul storm gewoel, oor hoogste berge heen gespoel. Baie skielik en heeltemal onverwags was die vloed daar. In Lukas 17 verwys die Here Jesus na. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, in die sonvloed gekom en almal vernietig het. Geen verdere beskrywing van die mensdom se desperate pogings om die vloedwaters
te ontkom nie. Die geskarrel teen die berge uit, die hopelose vasgegryp aan boomtakke, die wanhoopige pogings om nie water in te asem nie, totdat hulle nie anders kon nie. Geen verdere beskrywings oor hoe hulle in die doodsangs na God uitgeroep het nie. Die God wat hulle nooit in hulle lewe wou ken nie. Geen vermelding oor die reëse, die geweldiges en die manne van naam gereageer het nie. Die waters het die oorhand gekry, die oorhand oor die destydse bewoonde aarde, die oorhand oor mens en dier, alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, oor alles en almal behalwe Noag en sy gesin, oor alles en almal behalwe die Here se klein skipkerkie, die ark wat bo die waters gedryf het. Noag was die man wat in Hebreërs beskryf word as, deur die geloof het hy, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande dit wat nog nie gesien was nie, het hy met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak. Hy het dit gedoen tot redding van sy huisgesin. Dat God deur die sonvloed weer van niets af begin, is duidelik uit die laaste gedeeltes wat ons in Genesis 8 en 9 gelees het. Soos in Genesis 1 kry die verbondsvolk weer eens die opdrag om vrugbaar te wees. En tog is alles nie weer soos dit was nie. Dierevleis word aan die mense die eet bygevoeg. Die gebod teen doodslaan word pertinent genoem. Kain se sonde teenoor Abel mag glad nie herhaal word nie en is selfs met die dood strafbaar. Die mense het ook nie meer oud geword nie. Die skepping het verander. Dinge lyk en werk anders. Met hierdie gebeurde kan ons wel van klimaatsverandering praat. Op die Here se woord sou saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter ook anders daarna uitsien. Dit sal alles nou deur 'n skoongewaste aarde met 'n atmosfeer bepaal word. Nooit weer sal die aarde met 'n vloed gereinig word nie. Daarvoor gee God vir die skepping 'n teken van sy verbondstrou. So het ons gelees, 'n reënboog in die wolke. Van tyd tot tyd sal daar wel dreigende wolke wees. Dele van hierdie aarde sal wel van tyd tot tyd oorstroom word. Maar na dit breek die lig deur. Na dit alles staan God se genadeteken weer oor die hemelruim uitgespan. Nee, sê God se reënboog, hierdie aarde sal nie weer deur water vergaan word nie. Hierdie reënboogteken was nie iets wat voor die sonneval reeds daar was nie. Hierdie teken is ook nie iets wat ons met wetenskap van vandag moet probeer vergelyk nie. Ja, ek kan nie ook vertel dat wanneer lig teen 'n sekere hoek deur die vog in die lug gebuig word, ons dan 'n boog met 7 kleure sien. Ek kan dit vir u vertel, ja. Maar dan het ek hier nog niks vertel van God wat lig en water geskape het nie. Ook die sogenaamde natuurwette is God se wette. Trouwens, die natuur ken geen wet nie. Daar is net die woord van die almagtige God. Die natuur ken ook nie natuurverskynsels nie. Dit is net die woord van die Here wat iets kan maak verskyn of verdwyn. Op sy woord was wolk en reënboog daar. Ek glo dat Noag en sy kinders daardie dag iets gesien het wat in sy 600 jaar op aarde wat hy nog nie gesien het nie. Iets niets, iets heeltemal anders, 'n teken van die enige ware God wat hom en sy mense gered het, 'n teken van die Here wat nie die werke van sy hande sal laat vaar nie. 'n teken van die Here wat uit niks uit weer iets kan begin.
Staan verwonderd, Noag en geliefde gemeente. As jy weer na die reënboog en die wolke sien, staan verwonderd. Nie net omdat God daardie teken vir ons gegee het nie, maar hier kom ons by die grootste genade van dit wat ons saam gelees het. God het daardie teken vir homself ook gegee. En wanneer jy verwonderd na die reënboog staan en kyk, moet jy weet, op daardie oomblik is God self besig om na die aarde teken te kyk. Dis mos wat ons gelees het. As ek dan wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond, die verbond wat daar bestaan tussen my en julle. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal ook nimmer meer hierdie verbond vergeet nie. Nie net sy verbond met Abraham sy vriend nie, maar ook sy reënboogverbond met hierdie skepping. Nie net sy reënboogverbond nie, maar ook sy bloedbeseelde verbond in die verbond in Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Daar sal nou geleentheid wees vir die opneem van die liefdegawe. Broers en susters, ons sing saam met Psalm 33 vanaf verse 2, 3 en 4. En ek hou aan die voor. 'n Gedeelte uit vers 2, sing nuwe sange, nuutgeborene, uit aandrif van die skoonste kuns. Trompetgeklank deur tempelkore, moet dankie sê vir God se nuwe guns. En ook dit wat daarop volg.
Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Weereens goeiemôre broers en susters. Ek hou aan hierdie afkondigings voor vir die week. Die verjaarsdae vir die week is Willie Venter, Nico van Niekerk, Elyn Landman, Jimmy Reder, dan die Maggie Pretorius en dan Dominee Leon van Jaarsveld. Die 22ste is Norma Skutte, 23ste Joshua Maloney en die 24ste Johan van Wyk. En ekskuus tog, die 25ste Jan van Rein. Dis 'n klomp verjaarsdae hierdie week in ons gemeente. Dan wil ek u graag net herinner aan ons Bybelverspreidingsprojek, die pillehouertjies aan die buitekant. Ons is op 10 op die stadium, ons wil graag by 80 uitkom om nie. Ons was laas jaar op 70, die pillehouertjies is by die diakens beskikbaar, en dan sal Dominee Leon volgende naweek terug wees. Lekker week vir u.